maak met Matteus 5 vandag met Jesus se bergpredikasie en al die regstellings wat hy gemaak het. So as vir die van julle kan onthou, hy het so 'n paar dinge reggestel, onder andere wat die Jode en die rabbis van daai tyd geleer het, wat hulle verkeerd geïnterpreteer het of eintlik net pleinweg verkeerd deurgegee het aan die volk. En hy het sy laaste 2 regstellings wat hy nou hierso maak. Nou, ek kan julle nogal vertel, op die einde van Jesus se bergpredikasie het menigtes van die mense opgestaan en weggeloop en hom inteendeel verlaat, omdat hierdie bergpredikasie so reguit was. En vanoggend bid hulle daar in die bidkamer en daar word gesê, mag ons hierdie woord altyd aanwend as 'n tweesnydende swaard. En ek dink dit was een van die redes hoekom die mense weggeloop het, want partymal gaan hierdie Bybel jou nogal oor die vingers stik, as jy nie in lyn is met wat God van jou verwag nie. Maar om te begin, kan julle so lank vir my na Matteus 5 vers 38 toe gaan. En as julle reg kan onthou, het hy elke keer begin om te sê, julle het gehoor, en dan beteken dit hy maak 'n regstelling. So, hy sê vir hulle, julle is dit geleer, maar ek gaan nou vir julle sê hoe ons dit eintlik moet toepas of wat dit werklik beteken het. So in Matteus 5 vers 38 tot 39, hierdie laaste paar gedeeltes is baie bekend, en ek seker daarvan ons almal sal presies weet van hierdie teksverse, want ons het dit al baie gehoor, en ek dink ons het baie van hierdie teksverse al self verkeerd aangewend ook. So 5 vers 38 sê, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Nou hierdie 5de regstelling het ons almal al iewerster gehoor of al iewerster probeer toepas, ek is seker daarvan, en dit is presies hoe dit gebeur het in daai tyd. Nou Jesus sê vir hulle, julle het hierdie ding geleer gewees deur julle leermeesters, maar hulle het dit eintlik vir julle verkeerd deurgegee met wat dit werklik beteken as ons praat van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dit is nie 'n persoonlike vergelding nie in die eerste plek gewees. So dit is nie as jy iets aan my doen, dan mag ek iets aan jou doen nie. Hierdie was vir die gereg om te geskied. So as jy na die howe toe gaan, moet 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So die misdaad wat jy gepleeg het, die straf moet dit kan staaf. Soos byvoorbeeld, as jy moord gepleeg het, het jy die doodstraf verdien. Dit was 'n oog vir 'n oog. Dit was nie 'n geval gewees van ek het dalk my buurman se hond geskop en nou omdat hy lief is vir diere, nou moet ek die doodstraf opgelê word nie, want dit sal mos nou nie die misdaad en die straf sal ons dan nou nie ooreenkom nie. So ek weet nie, in daai tyd was dit dalk, hy vir jou gesê, ja, hy kan my nou maar kom skop en dan is ons nou gelei. Maar dit is wat die hof besluit het. Ons vat hierdie baie keer en dan sê ons nee, maar die Bybel sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So as jy iets aan my gedoen het, dan het ek die volste reg om daai selfde leed weer aan jou te doen. En eintlik sê Jesus hier vir hulle, nee, julle verstaan dit verkeerd. Dit is vir die gereg. Dit is as die hof besluit wat gaan gebeur, dan moet die straf net geregverdig wees teen die misdaad wat gepleeg is. En dan die tweede gedeelte wat ek weet vreeslik baie vrae ontlok is, wat dit beteken om die ander wang te draai. Nou baie keer is ons nie lief vir hierdie ene nie, want wat beteken dit werklik, ek moet die ander wang draai? Beteken dit dat ons as Christene moet toelaat dat mense net oor ons loop? Beteken dit dat ons moet maar altyd net gaan lê? En as ons in die konteks gaan kyk wat dit hierso beteken, dan beteken dit nie soos wat ons dit alself vir hoeveel jare geleer is. Want die ironie van dit is, as iemand my met 'n cricketkolf op die regter wang slaan, gaan ek dalk as ek bykom, definitief nie vir hom sê, asseblief slaan my nou op die ander wang ook nie. As 'n vrou na my toe kom en sy sê vir my, hoorie so Roan, my man is besig om my te slaan, gaan ek definitief nie vir haar sê, okay, draai net jou wang dat jou man jou ander kant ook slaan nie, want nommer 1, dit maak nie sin as ek sulke advies gee nie, en dit is slegte advies om te gee. So as ons in die konteks gaan kyk van wat hierdie werklik beteken het, julle gee dit jou nie die reg, of as jy die ouers wat jou vrou slaan vir haar te sê, maar jy dien die Here, so jy moet die ander wang draai nie, en dit gee glad nie vir die wêreld die reg om te verwag dat Christene maar net moet gaan lê en toelaat dat daar oor ons geloop word. Maar baie mense byt hierdie uit wat nie eers die Here dien nie, en hulle sê vir jou, maar jy as Christen, die woord sê mos, draai die ander wang. So ek gaan vir julle vandag 'n bietjie leer wat het dit in daai tyd beteken as iemand dit gesê het. Want die eerste ding was, as iemand met so iets gekom het, was dit verwys dit hierso na 'n erge belediging.
Dit is eintlik nie noodwendig die fisiese ding nie, dit is meer die mondelike ding. Ek beledig jou so erg. En dan leer dit ons dat soms is dit beter om eerder weg te draai van absolute boosheid af. Ons hoef nie altyd met die mond terug te beklei nie, want hoeveel keer doen ons dit? Jy het iets vir my gesê en ek moet vir jou iets slegs terug sê. Ons spieelbeeld mekaar en ons almal hierso is skuldig in dit. Al die getroude paartjies hierso het al iewers in daai slaggat getrap. My vrou sê iets en dit maak my seer en not a tikkie. Ek wil jou nou terug seermaak. En eintlik wat hierdie beteken is waar die Here vir ons sê, weet jy kan jou hart beskerm van hierdie boosheid. Deur om soms net die groter mens te wees en te sê, ek hoor jou, maar ek gaan eerder wegdraai. Die kruks van hierdie leerwyse is, ons moenie kwaad met kwaad vergeld nie, en dan moet ons nie toelaat dat bitterheid vat plek kry in ons harte nie. Want as ons dit eers toelaat, Here, dit is ongelukkig soos 'n sneeubal effek. Dit word al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer, en op die einde van die dag is julle kwaad vir mekaar, julle kan nie eens meer onthou hoekom nie. Jy's kwaad vir die samelewing, jy kan nie meer onthou hoekom nie, hoekom? Want ek moes my sê. En dan voel daai persoon, nee, maar wag, nou moet ek my sê weer sê. Jy het nou iets gesê wat in my karakter inklim. Nou gaan ek in jou karakter inklim, en eventueel vloek ons al mekaar so skoonmaas en skoonpaas en hulle niks eens meer die bekleide uit te waai. So eintlik sê die Here hier vir jou, as jy jou ander wang draai, kan jy soms wegloop van 'n argument af. Jy hoef nie jou siel te versondig om deel te raak van dit nie. Maar dan is daar ook wel mense wat na hierdie kyk dat dit 'n fisiese daad kon gewees het in die Bybelse tyd. Nou as dit 'n fisiese ding was, in die konteks van die Bybelse tyd, dan was dit 'n baie vernederende ding om iemand op die regterwang te slaan. Maar dit sou beteken het, en baie van my generasie sal weet, ons paas het dit vir jou gesê, ek gee jou sommer 'n backhand. Ek klap jou met die agterhand. Nou dit was gesien as 'n vernederende ding. Jy was so benede my, dat ek gedoen jou nie eers die voorreg om jou met my oop hand te klap nie. Ek klap jou met die agterkant van my hand, want ek kyk neer op jou. Jy is onder my. Nou, die sienswyse wat hieruit kom. In die eerste plek sê dit, ons kan dit weerstaan deur die ander wang te draai, dan ontbloot jy daai persoon vir die ewel wat hy het. Aan die ander kant, as dit was in daai tyd wat jy gesê het, maar is reg, jy het my nou op my een wang geslaan met jou agterhand, nou draai ek die ander wang. Beteken dit, jy sit jouself op 'n gelyke plek met daai persoon, wat vir daai persoon weer eens eintlik dan die vernedering word. So in steede daarvan, om terug te beklei met hierdie ou, kan jy inteendeel hom verneder, soos wat hy jou oorspronklik verneder het. Nou, ek hou nogal eintlik van beide kante van hierdie muntstuk wat hulle het. Soms is dit beter, loop eerder weg, as wat jy voel jy moet jou sê, want die wêreld het ons geleer dat revenge is best served cold. Jy moet jou sê, staan op vir jouself, moenie dat daai een oor jou loop nie. Weet julle, soms is dit net beter, draai om, loop weg, en soms in hierdie geval soos hierdie is, ontbloot die persoon vir wie hy eintlik is. Wys vir die wêreld daar buitekant wie is hierdie persoon, maar moet nooit kwaad met kwaad vergeld nie. Dit was die fokus van Jesus hier gewees, en weer eens is dit vir Jesus belangrik hier dat ons harte moet beskerm. Want weer eens, as ons teruggaan op hierdie bergpredikasie, ons gaan nou kyk na dit, waaruit stem dit? Hierdie goeie stem uit die hart uit. En Jesus sê vir sy mense, beskerm julle harte. Nou, beteken hierdie gedeelte vir ons wat hier sit vandag, jy mag nie jouself verdedig nie. En ek beloof julle, nie op een plek sê dit, ons hoef nie en ons mag nie onsself verdedig nie. Jy het die volste reg om jouself te verdedig. En ek gaan dit nou vir julle lees. Die eerste ding wat jy moet probeer, is om so 'n situasie te probeer de-eskaleer. In steede daarvan om terug te beklei, terug te vloek, terug te slaan, sê die Here eintlik vir jou, probeer die situasie de-eskaleer. Maar nou kan ek nou vir jou sê vandag, as enige iemand hier ooit 'n hand lig vir my vrou, gaan ek nie die ordentlike een wees wat vir jou gaan sê, ag my vriend, staan my vrou maar op 'n ander wang. Ek sal by die Here gaan om verskoning vra as ek jou met die vuis staan het na die tyd, want ek gaan my vrou verdedig, want dis my rol. In Lukas 22 vers 36, Jesus hierso sê, toe sê hy vir hulle, maar nou wie 'n beers het, laat hom dit neem en so ook die reisak, en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Jesus sê hier vir sy disippels, julle, ons gaan in gevaarlike terreine. Inteendeel eindig hierdie teksvers, hierdie gedeelte af, en sê hulle, maar Jesus, ons het 2 swaarde, dan sê hy, dis genoeg. Ter selfverdediging.
Maar dan gaan Jesus ook kyk, wat is die motief agter hierdie selfverdediging? Is dit om iemand seer te maak met opset, of is dit werklik om jouself te verdedig? Ons skryf waar Jesus gearresteer word. Wat doen Petrus? Die een wat, julle kyk, daai man was 'n besige disipel gewees. Hy gryp 'n swaard en hy kap 'n ou se kop, is 'n oor af, op 'n kop. Kap 'n ou se oor af en Jesus sit die ou se oor terug en hy vermaan hom eintlik. Want daai was nie met die regte hart gedoen gewees nie. Maar ek beloof julle, as jy jouself verdedig of jou vrou en jou kinders verdedig, sê die Here dit is oukei, ons mag net nie wraak neem nie. Nou weer eens is hierdie vir my 'n besonderse punt in vandag se lewe, want ons word soveel keer geleer dat jy moet wraak neem. Jy moet vergelding kry vir wat met jou gebeur het. Jy moet daai persoon gaan seermaak. Jy moet daai persoon vloek. Jy moet so ver as moontlik gaan om hierdie persoon se lewe te ontsuur, want hy jou lewe ontsuur. En ek sê dit weer, revenge is best served cold. Jy weet, en gaan kyk op TikTok en sosiale media, die mense leer jou so, gaan kry jou wraak, gaan word gelyk met hierdie persoon, en dan sê die Here eintlik vir ons, geen wraak kom ons toe nie. As ons met 'n krisis sit, gaan ons na God toe, want hy is veronderstel om ons toevlug en ons beskermer te wees. As ons in so 'n situasie kom, moet ons die wysheid begin toepas wat Jesus in sy woord vir ons leer. Ons moet die wysheid begin toepas om nie bekleierery te gaan soek nie. Maar weer eens, ons hoef nie skoothondjies te wees. Jy kan opstaan vir waarin jy glo. Jy kan opstaan vir jou geloof. Dit is die hart waarmee jy dit doen. Nou, een ding waarvan ek verskriklik baie hou, is Romeine 12 vers 19. Sou jy jouself ooit in so 'n posisie vind, dan sê dit hier vir ons, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my, aan God kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. God is nie 'n mens wat vir ons sal lieg nie. As hy vir jou sê, wees rustig, ek sal dit vergeld, sal hy dit vergeld. Julle, ons speel nie met God nie. As hy hier vir jou sê, wees jy rustig, los dit in my hande, moenie jy gaan wraak neem nie, want weet jy eindig dalk net op in die tronk op die einde van die dag. Ek sal die wraak namens jou neem, en hoe en wanneer God dit ook al doen, berus jy by. Want jy weet, elke persoon wat jy al ooit in jou lewe ontmoet het, gaan eendag voor die lewende God staan. Elke persoon. En as die Here vir jou sê, ek is nie 'n mens wat vir jou sal lieg nie, ek sal vergeld, spreek die Here, is hierdie 'n belofte waarin jy kan vashou. En weet julle wat is die ironie van dit? Dit gee vir jou vrede in jou hart. Ek hoef nie myself te bekommer oor dit nie. Ek hoef nie in die aande te lê en hy onheilsplannetjies te bedink nie, want hoe baie keer doen ons dit ook? En ek sê ons met opset. Ons almal doen dit. Iemand het my te nagekom, julle, hierdie gaan nooit oor my nie, maar kan ek gou vir julle een ding vertel, dit tussen my en julle. Die bediening kan nogal rof wees. Mense kan nogal ongenaakbaar wees en mense kan verskriklik agterhaal wees. En ek kan vir julle sê, ek het in die laaste, wat sal dit nou wees, 5-6 weke, Judas soene gekry. Ek het gelyk soos 'n teddybeer op Valentynsdag, so poprooi gesoen deur die Judasse. Julle, dit is amazing. En dan sê die Here vir my, Roan, jy het geen reg om vanaand in jou bed te lê en onheilsplannetjies te bedink teen hierdie mense nie, want dis nie jou plek nie. Al wat jy doen is, jy sê, Here, ek gee dit oor aan U en jy slaap rustig, want ek sal dit vergeld, want ek sal dit nie ongesiens laat verbygaan. En weet julle die ironie is, ek slaap eintlik beter die laaste paar weke, want ek het op 'n punt gekom wat ek besef het, van hierdie goed is buite my beheer. Maar niks is buite die beheer van God nie. God is in beheer, God sien dit, God sal dit nie ongestraf laat verbygaan nie. Ontspan, jy gaan aan met jou lewe. Weet julle, ek kan gou vir julle vertel, ek is hierdie week in die gopse van Garankuwa. Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Dis daar by Brits. Dis nie 'n nice plek nie. En ek is Vrydagoggend besig om 'n voice recording op te neem en daar besluit 'n man, hy wil nie vir die karre wag by die stopstraat nie, so hy ry sommer om hulle, maar hy besef nie daar's 2 hobbels nie, hy verloor beheer oor sy kar en hy's amper in my vas. Soveel so, ek kon nie die voice note stuur nie, en ek moes hom delete. En 2 goed kom by my op. Die eerste ding is, ek is baie kwaad vir die man. Hy ry aan in vrede. Hy het nie 'n saak nie, hy het nie 'n saak met hoe my dag nou onsuur is nie. Hy gaan aan. En in die tweede plek te besef ek, dit is definitief nie die laaste woorde wat ek wil uiter voor ek my Skepper ontmoet nie, so ek moes om verskoning vra. En weer eens sê die Here hier vir jou, relax Roan, daai het niks met jou uit te waai nie, hoekom onsuur jy jou hele dag oor een of ander
knaap wat nie ordentlik kan bestuur nie. Sy dag het aangegaan, jou dag het nou, jy het jou dag nou sleg begin. Why? Dit maak eintlik nie sin nie. En weer eens, moenie laat dit jou laaste woorde wees nie. Ek wil nie so 'n woord uiter en dan maak ek my oë oop en ek staan voor die Here nie. Kan julle dit imagine? So julle gaan staan 'n bietjie aandag op hoe ons praat. Matteus 5 vers 40 tot 42. En hy wat jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook jou bokleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Nou gaan ek met julle eerlik wees, ek dink Simon, hy dink ek hierdie gedeelte om haar te kap. Want my vrou gee my baie keer grief as ek vir mense goedhartig is in my oë en ek is gister so vorige keer, ek het so 'n maand of wat terug vir 'n jong man 'n baadjie uit my kas uitgegee. En Simon, hy sê vir my, Roan, dis die middel van die somer. En ek sê vir hom, in die aande is dit al koud. En ek gee vir hom my baadjie en ek gee vir hom 'n paar rand want hy moet vereniging toe gaan werk. Gisteroggend terwyl ek draf, keer dieselfde jong man my voor en hy besef nie wie ek is nie. En hy vertel vir my weer presies dieselfde storie. Hy is op pad vereniging toe en hy is bereid om saam met my huis toe te draf. Om, jy weet, dat ek hom kan bystaan en ek sê vir hom nommer 1, jy gaan nog soos 2 ure saam met my moet draf. Ek dink nie jy gaan dit wil doen nie. En nommer 2 sê ek vir hom, weet jy wie ek is? Nou, sê vir hom ek is die aap wat vir jou net 'n paar weke terug in daai baadjie gegee het. O, ek sê toe het jy vir my ook vertel van vereniging. Nee, hy was al daar. Hy is nou weer terug. Maar hierdie teksvers beteken nie dit nie en ek hoor hoe lekker lag die klomp want ek is 'n sakker vir dit. So ek gaan met julle eerlik wees, ek val baie keer vir dit en ek sê vir Simon, hy op die einde van die dag, as jy gelieg het vir my goedhartigheid, jy gaan eendag voor die Here moet staan. Maar om hierdie gedeelte te verstaan, moet ons eintlik verstaan wat in daai tyd gebeur het en wat dit in daai tyd beteken het, as hulle praat van 'n bokleed en 'n onderkleed. Nou, volgens die Moseïese wet, Moses se wette, kon niemand ooit jou bokleed van jou vereis het nie. So as daar 'n hofgeding was jou bokleed of limits gewees. Dit sou nou jou baadjie gewees het. Maar jou hemp wat jy aan jou liggaam dra, kon hulle van jou vereis het. So die wet onder Moses het gesê, as jy iemand hof toe sleep, is dit oukei, maar jy mag net nie vra vir sy bokleed nie, want dit is baie meer waardevol as die hemp wat hy in sy lyf dra. Nou eintlik wat hier gebeur is, nommer 1 sê Jesus vir hulle, julle moenie so gefikseer word op hierdie aardse goed nie. Wys vir hierdie mense, weet jy, ek gee so min om oor hierdie aardse besittings, en ek gee sommer vir jou my waardevolle bokleed ook. Want ons word weer eens baie keer geleer vandag, dat ons moet hierdie aardse goeders bymekaar maak en bymekaar maak en bymekaar maak. Ons moet hustle, ons moet besig wees, want dis ons eintlik hoekom ons op die aarde gesit is. En Jesus se woorde self was gewees, dit help nie ons maak hier bymekaar nie, want hierdie goed gaan tot niet gaan. Hierdie goed gaan nie saam met jou hemel toe eendag nie. Hoekom fikseer ons op hierdie aardse goed? En weet julle dan net, ek het dolk in my hart as ek soms predikante hoor wat vir mense presies daai boodskap leer. Maak bymekaar, dien die Here sodat jy kan kry. Ek dien die Here sodat ek verlos kan wees van die helse vuur. Ek dien nie die Here vir die goedjies nie. God werk nie vir my in daai opsig dat Here, ek dien nie nou, maar nou soek ek nie. Here, ek dien nie nou want ek weet wat ek is en baie dankie dat ek vrygekoop is van die helse vuur. Dankie dat ek in 'n verhouding met U kan staan. Daar's nie 'n groter seën as dit nie. Ek kry in hierdie week 'n preek wat iemand vir my stuur met 'n vraagteken, wat dink ek daaroor? En wat die ou doen is, hy's baie slim. Hy vat 3 verskillende teksverse, 1 Ou Testament, 2 Nuwe Testamente en dan bring hy hulle almal so bymekaar en dan forceer hy ons in 'n rigting in. En hy praat oor die belangrikste teks is konteks en ek stem saam, die belangrikste teks is konteks, maar dit help nie die ou wat dit sê van dit self uit konteks uit nie. Nou om vir julle 'n idee te gee, ek kan vir julle 'n teksvers in die Ou Testament gee wat sê Salomo het 700 vrouens gehad en dan gee ek vir jou 'n teksvers in die Nuwe Testament wat sê God sê mans, julle moet julle vrouens lief hê. So eintlik sê die Bybel jy kan soveel vrouens hê as wat jy wil. Hê julle net lief. Dan vat ek dit uit konteks uit. Okay, so dit is hoekom dit belangrik is dat ons moet verstaan hierso. Hier sê Jesus vir hulle: julle vertrou op God vir julle volle voorsiening. En wat ook al God aan jou voorsien is, hy sê hy sal vir jou behoeftes voorsien. As God voel dit wat jy nou het is wat jy nou nodig het, dan is dit wat jy nou het. Want God is perfek. God voorsien soos wat hy vir jou wil voorsien. Weet julle, ek sê vir hierdie selfde persoon hierdie week, God voorsien in alles wat ek nodig het. En weet julle ironies,
As God se voorsiening is dat ek op straat moet bly sodat ek vir die boemelaars die evangelie kan verkondig, dan is dit hoe God vir my voorsien. As God vir Paulus in 'n tronk laat sit, sodat daar aardbewing kom, sy boeie loskom, hy nie uit die tronk uit hardloop nie, sodat 'n tronkbewaarder en sy gesin tot bekering kan kom, is dit wat God voorsien het. Die probleem is, ons kyk na God se voorsiening en sê ons is nie op my standaard nie. God se standaard is myle bo ons standaard. Ons verstaan nie altyd hoekom ons sit waar ons sit nie, maar ek beloof jou, jy sit nêrens waar God nie wou gehad het, jy moet sit nie. Want as dit nie so was nie, dan is God nie almagtig en alomteenwoordig nie. As jy glo die Here is in beheer, dan is hy in beheer waar jy jouself bevind. Hou op God bevraagteken en hou op om God 'n genie te maak of 'n lotto kaartjie te maak. Daar is nie hierdie dingetjies wat ons moet aftik, dat die Here sy seun vir jou gee nie. Hy sê ek het klaar my seun vir jou gegee die dag toe jy my aangeneem het. Ons dien nie God vir die goed wat ons kan kry nie, ons dien God vir die goedheid wat hy in ons betoon het. En dit is genoeg. Ek het 'n kleintjie dood as ek agterkom, hoeveel keer is mense besig om God se woord so te verdraai waar Jesus sê, hou op fokus op die aardse goed en ons leer die mense, sit weer julle fokus op die aardse goed, hou julle fokus van God af. God sê jy fokus net op my en weet julle wat die aardse goed gaan jy ewe skielik nie meer plan nie. Want as iemand vir jou sê ek soek jou onderkleed, gaan jy vir hom sê vat my bokleed op. Ek het dit nie nodig nie, want die Here sal weer vir my voorsien soos wat hy bepaal het hy sal voorsien. Die tweede gedeelte wat by dit aanpleit is waar hulle sê loop die ekstra myl. Nou ons ken ook daai. Gaan uit jou pad uit vir die mense. Nou wat dit in daai tyd beteken het, is die Romeinse soldate kon vereis van die Jode dat hulle oorlogsgoeders moes dra vir 'n myl, maar die wet het bepaal dit mag nie verder as 'n myl wees nie. So hy laat jou toe vir 'n myl en dan gee jy dit nou oor en hy kies iemand anders. Nou vir die Jode was dit 'n groot vernedering geweest. Dit was vernederend as hierdie Romeinse soldate vir jou sê dra my goed vir 'n myl. En wat sê Jesus hier vir hulle? Gaan wys vir hierdie soldate dat dit is nie eers vir jou vernedering nie, dan loop jy 'n ekstra myl uit jou eie uit. Want wat die wêreld van jou dink, beteken niks. Dis wat God van jou dink. Alright, so, in die eerste punt, die bokleed dag onderkleed, as iemand jou dagvaar, ek sê nie gee alles weg nie, ek sê nie gooi jou handdoek in nie, maar moenie so gefokus bly op jou aardse goed, dat jou hele wêreld in duie stort, as jy van jou aardse goed dalk moet verloor nie. Weet julle, ek sê in die week vir pastoor Ben, die ironie vir my is, ek was die naaste aan die Here tot die minste gehad het. Daar's twee goed wat enige mens soek. Dis gesondheid en dis finansies. Want dan gaan die lewe goed. Ek kan vir julle sê, as daai twee goed by jou weggevat word, dis gewoonlik die tyd wat jy die naaste aan die Here kom. Dis die tyd wat jy die meeste besef hoe afhanklik is jy eintlik van God. So moenie laat jou aardse goed, jou saligheid steel, dat jy so fikseer op dit, dat jy vir jou fokus van God afhaal nie, en dan wil ek bysê, moet ook nou nie mense vir elke dingetjie en daaietjie hof toe sleep nie. Ons het deesdae so lief geraak vir dit, jy weet dit, soms is dit ook maar beter, laat gaan daai wêreldse ding. Jy sal dalk miskien net bietjie meer rus vir jou siel begin vind, as jy minder begin opgaar. Weet julle, hoeveel van ons het kaste vol klere, wat jy nooit dra nie? En daar's mense op straat wat niks het. Daar's nie eens mense op straat nie. Ek ken mense persoonlik wat nie op straat bly nie, wat nie klere het om te dra nie. Maar ons sit met kaste vol, want ek gaan dit dalk nog eendag dra. Julle hou op hierdie goeders by mekaar maak. Julle weet, ons moet begin fokus op ons medemens. En ons moet begin omgee vir ons medemens, want hierdie laaste gedeelte van die bergpredikasie het Jesus vir ons mooi geïllustreer. Ons moet begin kyk na mekaar ook. Hoe ons met mekaar maak. Nou ek kan julle beloof, jou aardse goed moenie meer werd wees vir jou ooit, as 'n rustigheid in jou hart of 'n skoon gewete nie. En dan moet jou aardse goed nooit belangriker as God en sy saligheid wees nie. As 'n aardse ding jou laat struikel, raak van dit ontslae. Julle, as 'n aardse ding vir jou belangriker word as God, raak van dit ontslae, want jy is besig om afgode vir jouself te maak, wat God nie gaan aanvaar nie. En dan kan ons vir die wêreld wys, ons wat hier sit, hoef nie ekstra myl te loop, deur dit te doen vir mense wat ons verag.
Nie wat jy verag nie, mense wat jou verag. Gaan bietjie die pad uit, gaan betoon bietjie God se liefde aan hulle. In steede daarvan om hulle te vervloek, help hulle dalk. Rol dalk miskien 'n klip uit hulle pad uit. Bid vir hulle. Leer hulle wie's God deur wie jy is, in steede daarvan om vergelding te soek. Geef vir hulle liefde. Bewys aan hulle vrede. Nou ek sê nie jy moet vir almal wat vir jou vra gee nie, maar soms as mense vir jou vra, moet jy ook mag gee. Ons is baie geliefd om te sê ek bid vir jou, maar partymal is die brood en die gebed terselfdertyd nodig. Moenie laat aardse goed jou saligheid ooit by jou steel nie. Nou ek gaan weer eens vir julle sê, moenie vir elke ou net gee nie, want as my kind vir my sê ek soek dwelms, gaan ek nie net vir hom gee nie. Dit is nie wat hierdie teksvers ons leer nie, maar die teksvers leer vir ons, moenie so vasklou in jou aardse goed nie. Julle weet in Lukas leer dit ons ook dat jy moet wysheid en insig gebruik as jy mense help. Moenie iemand in die verderf lei deur om hom te help nie. Dink mooi daaroor. Ons laaste gedeelte van Matteus 5. Matteus 5 vers 43. Maar ek sê vir julle, julle moet jou vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek en doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Maar hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat dit reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het dit? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle nie julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel is. Nou hierdie is eerstens baie maklik. Dis maklik om lief te wees vir die mense wat jou liefhet. En Jesus sê almal doen dit, ewen die ouens wat vir SARS werk. Die tollenaars. Dis maklik om lief te wees vir mense wat jou liefhet. Dis baie moeiliker om lief te wees vir mense wat jou verag en nie van jou hou nie. En Jesus leer hierso jy moet jou naaste lief hê. Nou ek weet in vandag se tyd het ons hierdie formules. Wat is jou naaste, wat is nie jou naaste nie. Enige persoon wat die Here oor jou pad stuur, ag hom as 'n naaste. Wees vir hom lief. Bid vir hom. Nou ek kan vir julle eerlikwaar sê, as die een ding is wat jy voor kan bid, is vir daai ou se siel om gered te word in die eerste plek. Daar's nie 'n groter loon as 'n mens wat na die Here toe gedraai het nie. Daar's nie 'n groter seën as 'n mens wat die Here aangeneem het as sy saligmaker nie. Maar Jesus beklemtoon weer eens hierso dat liefde moet soms 'n opsetlike daad wees. Jy moet soms weet iemand hou nie van jou nie en nog steeds wys jy liefde en omgee vir daai persoon. Dit is soms makliker gesê as gedaan. Maar Jesus verwag van sy disippels dat ons kop en skouers oor die wêreld moet uitstaan. Die mense moet na ons kyk en sê ek soek wat hy het want ek kan dit nie verstaan nie. Roan is vol van Judas soene, maar hy is lief vir daai mense. Die Griekse woord hier verwys na agape liefde. Dit is goddelike liefde. Julle, dis nie ek nie. Ek is nie so grand nie. Ek beloof julle dit. Maar dis die God, dis die Gees wat binne in my is. Wat dit vir my bewerkstellig dat ek vir mense kan lief wees ongeag. Jy kan dit slegs kry as jy jou lewe vir die Here gegee het. Nou kan ek vir julle bysê hierso en ek het al hieroor gepraat. Haat is nie noodwendig iets wat jy hoef te sê nie. Jou dade en jou aksies praat partymal baie harder as jou woorde. Ons dink ons steek dit weg want ons sê dit nie. As jou dade en jou aksies dit wys, wat is in jou hart? Haat. Wat sê Jesus vir ons as ons net gou so 'n bietjie teruggaan? 5 vers 22. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê Raka, jou dwaas, moet verantwoording doen voor die groot raad wie God is. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dis 'n hartsaak. Jy pleeg moord in jou hart, nie my woorde nie, God se woorde. Nou is my vraag, is haat en wrokgevoelens die helse vuur werd? Vra jouself daai vraag vandag af. Is dit die helse vuur werd om jou boeties te vervloek en jou sissies te vervloek wat om jou sit? Julle, dit is so eenvoudig. Dien God, kry 'n hartverandering, kry 'n gedaanteverwisseling en jy spring die helse vuur werd. Bevry. Die Here is so pertinent oor dit.
Moenie haat vir geld met haat nie. Moenie kwaad vir geld met kwaad nie. Wees lief vir jou vyande, bid vir jou vyande. Dit gaan verder as net die woorde wat jy uiter. Dis partymal die dade en die aksies wat jy teenoor mense betoon. Die Here kyk na ons harte, mense. As daar een ding is wat ons uit Matteus 5 uitvat, hartsverandering op hartsverandering op hartsverandering. Dit sal slegs gebeur as jy werklik 'n bekeerde kind van God is. Lippetaal is leeg as jou hart nie verander het nie. Julle, hierdie is 'n saak van lewe by God of die hel se vuur. Ek is ernstig oor dit, want weet julle, ek wil nie een van julle eendag mis in die hemel nie. Maar jy moet een ding besef, as jy die hemelse poorte gemis het, en jy sit hier vandag, is dit op jou. Ek was my hande offisieel vandag in onskuld, want die boodskap is gesê. Die waarheid is gepraat. God sal vergelding doen, want hy is nie 'n mens wat vir ons lieg nie. So pas jou lippetaal nie by dit nie. Jou hele menswees moet verander. Nou om hierdie hele ding van Matteus 5 vir ons mooi by mekaar te bring. Ons moet nooit sleg probeer vergeld met sleg nie. Kinders van die Here neem nooit wraak nie. Ons fokus is nooit daarop om ander mense seer te maak, sleg te maak of sleg te praat nie. Die persoon van wie jy praat hoor dit dalk nie, maar God hoor dit en jy weet dit is God se skepsel van wie jy praat. Hy hoor elke woord wat jy uiter. Hy sien elke gedagte wat jy dink. Ons as kinders van God moet smag na vrede. Ons morele standaarde moet hoër as die wêreldsinne wees. Simonai vertel my gister, sy wil vir Melandri 'n kostuum gaan koop, want hulle gaan op 'n kerkkamp volgende naweek. En sy sê vir my, die goed wat hulle aan die kinders verkoop, jong dames verkoop, is eintlik horribaal. Julle, dan swem jy nou maar met 'n broekie as jy moet. Ons as Christene werk nooit op 'n tit-for-tat basis nie. Ons werk nooit op 'n basis, dit wat jy en my gedoen het, gaan ek terug doen aan jou nie. Ons moet God se eienskappe navolg, want dit sê vir ons, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele is. Agape liefde is genade wat ons aan mense betoon. Ons sal vrygewig wees en ons sal kinders van God genoem word. Ons, as kinders van God, julle, gaan teen die kultuur van hierdie wêreld moet wees. As die wêreld jou begin aanvaar, vra jouself af hoekom, want een van die beloftes wat ek vandag vir julle wil vra, waaraan julle moet vasklou, is Jesus het gesê jy sal gehaat word vir sy evangelie. As die wêreld jou lief het, vra jouself hoekom het die wêreld jou lief? Dieselfde liefde wat ons gered het, moet ons aan ons vyande bewys, want dieselfde genade wat die Here aan ons betoon het, betoon hy aan hulle ook. Ons moet een ding besef, nie een van ons wat hier sit is gered gebore nie. Nie een van ons is sondeloos gebore nie. So soms moet ons daai liefde en genade aan ons medemens begin wys. En hoe gaan ons dit doen? Ons bid 'n seën vir ons vyande, ons bid 'n seën vir ons boeties en sissies. Ons praat hulle nie sleg nie, want ons weet God hoor elke woord. Ons doen goed aan hulle, ongeag wat hulle aan ons doen. Julle, en die belangrikste een wat ek vandag vir julle wil los is, ons bid vir hulle siele. Siele is seker die belangrikste ding waarvoor ons kan bid. Ons smag aan naam volmaak te wees, maar julle, ons gaan op hierdie aardse bestaan nooit volmaak wees nie. Maar probeer immers. Hebreërs 12 vers 14. Die laaste stukkie sê vir ons: jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hy sê nie vir ons jaag die vrede na met die mense vir wie jy lief is nie. Jaag die vrede na met almal. Vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel sal word nie. Bitterheid is 'n kanker wat in jou groei en dit neem jou lewe oor. Weerwraak is soos 'n kanker wat in jou groei en dit neem jou gedagtes oor. Om bitterheid en weerwraak en wrokke teen mense te dra, is so goed soos jy drink gif en jy hoop daai persoon gaan dood. Dit maak nie sin nie. Julle, dis jou saligheid nie werk nie. Die laaste ding wat ek vandag vir julle wil vra, is luister asseblief na God se woord.
Dis al wat julle hoef te doen. Moet julle nie aan my steur nie. Moenie na my kyk nie. Luister net na wat God se woord sê. Dis 'n geval van lewe of dood. Sluit asseblief met die oë. Liewe Here, U ken ons almal en U deursoek ons harte. U deursoek ons gedagtes. U weet wat ons dink, U weet wat ons sê, U weet wat ons doen. Here, ons kan vir U niks wegsteek nie. U sê inteendeel op die einde van die dag gaan mense vra dat die berge op hulle val as hulle besef die almag van wie U werklik is. Here, ek bid vandag vir elke siel wat U nog nie ontdek het nie, vir elke mens wat nog nie sy lewe vir U gegee het nie, bid ek vandag, liewe Here, en ek vra dat hierdie mense gehoor sal gee aan die Heilige Gees, dat hulle sal los waarmee hulle besig is, dat hulle die aardse goed sal afstaan, liewe Here, want hulle weet hulle moet net na U toe draai. Here, dankie vir die almagtige God wat U is, dankie vir U handewerk wat ek so kan sien, nie net in my lewe nie, maar in soveel mense se lewens om my. Here, dankie dat ons weet, U woord sê vir ons, U is nie 'n mens wat vir ons sal lieg nie. Here, ek wil vandag bid vir 'n absolute rustigheid vir elke persoon wat hier sit, dat hulle sal weet, U is nog steeds in beheer, ongeag of dit so voel en of dit so lyk. Niks, maar niks gebeur buite die wil van God nie. Here, dankie vir die almagtige God en Hemelse Vader wat U vir ons is, en Here, dankie vir elke boetie en sussie, elke vriend en elke vyand wat U oor ons pad stuur, sodat ons vir hulle die evangelie kan verkondig en kan gaan leer. Here, ek wil vandag vra dat U ons sal help om afstand te doen van hierdie aardse goeders, dat ons fokus eerder op U sal sit, en nie vir onsself 'n klomp afgode bymekaar sal maak, wat vir ons niks gaan beteken en tot niks sal gaan nie. Here, baie dankie dat U net 'n gebed ver is, en dat U vir ons sê, ons kan uitreik na U toe met enige van ons probleme. Here, ek wil ook vir U dankie sê vir die besonderse dag wat ons het, dat ons 'n paar kindertjies aan U gaan opdra vandag. Dat ons hulle U teruggee vir U, want dit is 'n geskenk van U af, Here. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam, amen.